Kom binne gaan saam, want wie weet waar ons gaan kuier en inloer van hier tot daar. Kom binne gaan saam, waar die wind ons waai, is die wêreld te kuier lank toegedraai. En dis alles Pasella, kom jou haal, alles jy waar ook al. Vanaand in Pasella sirkel ons oor Bloemfontein in die hart van die Vrystaat. Ons vlieg hoog saam met die Vrystaatse rugbyspeler Sergil Peterson. Paul loer by die sanger Brendan Piper en sy gesin in. Ons ontmoet die inspirerende Cherie Breinhart wat Marita Martens aan die skryf het. En ons kry nuwe waardering vir die tydlose kuns van quilt. Bloemfontein is die tuiste van die Appelhof en is ook die geregtelike hoofstad van Suid-Afrika. Nyvel Hill gee die perfekte uitsig oor die Rosestad en spog met 'n 6 meter hoë standbeeld van voormalige president Nelson Mandela. Ons kom vandag se Pasella af in die hartjie van 'n ietwat bewolkte Bloemfontein hier op Nyvel Hill. Nie 'n tipiese middestad-omgewing nie. Maar weet jy, dis een van die min stede in die wêreld wat 'n natuurreservaat reg in die middel van die stad het. En die Rosestad het baie meer om te bied as net die mooi uitsig. Hierdie is Cheetah Wêreld. Die rugbyspeler Sergil Peterson is 'n veelsidige sportman en het Suid-Afrika in die 100 meter en verspring by die 2011 Wêreld Jeugkampioenskappe verteenwoordig, voor hy homself op sy rugbyloopbaan toegespits het. Kyk, jy was beide 'n top atleet en rugbyspeler. So, op watter stadium het jy besluit rugby, dit is my keuse? Van kleins af het ek baie sport gespeel en atletiek was een van my topsport wat ek gedoen het. En ek onthou onder 17 toe was ek die eerste kampioen in die 100 meter. En toe kom ek dink tweede of derde in die verspring. Toe gaan ons worlds toe. Toe sê ek vir my pa van rugby was nog altyd vir my soos 'n groot deel gewees. Toe sê ek vir my pa as ek by worlds 'n medal kry nie, dan sal ek quit, soos atletiek stop en dan net voltyds fokus op rugby. En toe nou so was, toe kom ek 9de by die worlds. Toe sê my pa vir my nee, dis reg. Nou kyk, jy is 'n man wat bekend is vir jou spoed en vir jou aftrap. So, wat is jou geheim en moenie geïntimideerd voel deur die feit dat ek 'n Bulls ondersteuner is nie? Ag, sê baie groot geheim is net om die defender te avoid vir alles hy so groot is. So ons kyk maar wat doen ons met jou. Okay, net maar toe, laat ek kyk. Ek gaan waarskynlik 'n spier trek as ek dit probeer stop. Okay, Sergil, jy het my wel geklop met die aftrap, maar ek gaan 'n bietjie aanvat op spoed. Spoed. O ja, maar met 'n twist. So jy moet 100 meter hardloop tot daar en terug en in dieselfde tyd gaan ek 'n beskuitjie eet en fluit. Een wat laaste klaar is, en die ander een stiek vir aktiwiteit. Deel. Deel. Okay. Merke. Gereed. Gaan. Dink jy skuld my, Paul? Ek skuld jou. Well done. My plan het nie gewerk nie. Kom ons gaan. Bloemfontein is veral bekend vir die sportmanne wat hier opgelewer word. Die voormalige Protea cricketspeler Boeta Dippenaar is self 'n produk uit die geweste en deesdae is hy 'n instrukteur by Westline Aviation. Goed daar. Gaan dit. En kyk, jy is net die regte man om vir ons mooi te wys hoe bloem uit die lug uit lyk. Ja, julle gaan nog 'n ander perspektief kry. Dit is amazing om dit in 'n helikopter te sien. Julle gaan dit geniet. Maar ek dink Sergil's 'n bietjie benoud want dit is jou eerste keer in 'n helikopter. Dis reg, my eerste keer in 'n helikopter, maar ek het 'n bietjie gevlieg in 'n vlastervlerk met die rugby en so aan, maar daai wolke agter maak my bietjie op my senuwees, so ek weet nou nie so mooi van dit nie. Daar is 'n bietjie reën rondom. As ons kyk, as Paul begin sweet, dan weet ons het moeilikheid. Ja nee, kyk, ek dink die ding waar jy eintlik bekommerd moet wees is ek wat miskien ligsiek raak. Maar hy sterkte. Boeta het sy vlekkies in 2009 verwerf en is duidelik net so behendig met 'n helikopter se bestuurstang as met 'n cricketkolf. 'n Egalige rit, perfek vir Sergil wat oorspronklik van die Oos-Kaap kom om die Vrystaatse vlaktes te bewonder. Ja, maar daar's Sergil. Ons vlieg in 'n helikopter. Hoe voel dit? Ag, dis nice. Ek love die view van die bo af. It's different. Jy nie 'n bietjie senuweeagtig nie? Nee, regtig, eintlik excited.
Net 'n bietjie naar, maar is alright. Wat doen jy wanneer jy nie rugby speel nie? Ek is eintlik 'n baie easy persoon. So as ek by die huis kom, dan sal ek miskien by my boek vat en so 'n paar bladsye lees. En ek is nogal into philosophy. Ek lees nou Meditations van Marcus Aurelius en dan het ek 'n sekte 9 wat ek so saam met Cruise sê op 'n Sondagmiddag na ete. Vandag gee my 'n lekker toer met die chopper. Nou die belangrike vraag, ek dink 'n klomp dames wonder hieroor. Maak jy dan 'n bietjie tyd vir die liefde? Oh ja, dis altyd tyd vir liefde, maar ek wag maar patiently tot hy tyd kom, so ek is maar vir eers ek die single, ja. Terwyl die manne Bloemfontein van bo af bekyk, hou Heino grond langs. Die Olievenhuis is in 1945 vir die goewerneur-generaal gebou. Sedert 1961 was dit die woning vir besoekende staatspresidente, waarna dit in 1989 as 'n kunsmuseum ingewy is. Ek's mal oor die kunsie. Baie dankie, dit is deel van ons permanente versameling. Ons het op hierdie stadium so 1500 werke in ons permanente versameling. Ons is uniek in die sin dat ons net Suid-Afrikaanse kuns versamel, omdat ons 'n jong museum is in 'n beperkte spasie. So alles wat in ons permanente versameling is deur Suid-Afrikaanse kunstenaars geskep. Maar die museum bied ook 'n platform vir tydelike uitstallings, soos die kreatiewe kunswerke van die 9de nasionale quiltuitstalling. Wat baie mense nie besef nie, is dat dit wel kuns is. Dit is 'n vorm van tekstielkuns en het ontwikkel uit tradisionele quiltwerk waar die mense funksionele items gemaak het, soos quilte waaronder hulle geslaap het, baba quilte, maar dit het nou baie ontwikkel en veral die kunsquilte het nou baie populêr geword. So dit word nog steeds met materiaal wat hoofsaaklik lap gedoen, maar en dit moet nog steeds 3 lae wees, maar die kunsfaset het nou baie meer ontwikkel. Na die breek kuier ons saam met die baanbreker Cherie Breinhart en die Bloemfonteinse boerseun Brendan Piper slaan die gitaar. Basella kuier in Bloemfontein. Cornel Miller is 'n binneshuisontwerper en haar handewerk pronk oral in ons kuierhuis. Vandag leer sy ons 'n nuwe of eerder 'n ou triek. Cornel, Hallo Heino. jy gaan vandag vir ons wys hoe om 'n nuwe spieël te vat en hom karakter te gee deur hom oud te laat lyk. Ons gebruik die spieëls in die dekor. Die staan nie net vir 'n badkamerspieël om jouself niks sien nie, maar ons gebruik dit teen mure en op tafels om kos uit te pak. So en ons verander die spieël om 'n bietjie 'n ryker karakter aan hom te gee. Begin deur verfverwyderaar op die agterkant van die spieël aan te wend en skraap die agterste laag verf versigtig af. En dan die volgende stap wat jy dan gebruik is suur wat ons die silwer mee vreet. So as jy aan die agterkant kan jy sien dat dit deurgevreet word dan. Jy vat die suur en jy sit dit in spatsels op jou spieël. Dit hang af hoe groot die effek is wat jy wil hê. As jy groot swart areas wil hê, dan doen jy meer en dan kan jy dit manipuleer met staalwol. Of jy los dit tot dit sirkels vreet in die silwer. As jy tevrede is met die effek, dan vee jy dit af. Gebruik 'n water en asynmengsel om die groter oop dele op jou spieeloppervlak nat te maak. Silwerverf word dan oorgesprei wat die effek van 'n sirkel binne 'n sirkel skep. Laastens seël jy weer die agterkant van jou spieël. En dis hoe hy lyk as hy klaar is. Dit was baie eenvoudig. Dankie Heino, ons het 'n nuwe spieël ou baadjie aangetrek vandag. Speeltjie aan die wand. Ek hoop Paul bring sy kant. Paul bring beslis sy kant met die hulp van Christel Pinaar van die Stylvol Dekorwinkel wat vandag 'n feestelike atmosfeer vir ons Basella partytjie skep. So Christel, jy sal vandag vir ons partytjie-tafel. Ja, Bloemfontein is die stad van rose, so ek sluit daar moet vandag rose op ons tafel wees. Natuurlik die oranje roos vir trotse cheetah harte. Ja, maar as jy mooi kyk, is net die blou wat hom so mooi laat lyk vir die party. Ag, Paul. Nog van die elemente wat ek gebruik het was natuurlik die houtonderborde met die yster wat jou houttafel baie komplementeer en mooi tekstuur aan jou tafel gee. Verder het ons 'n bietjie detail in die glas gebruik, die wit wat ook jou tafel bietjie ligter maak. En natuurlik jou geskenkie vir jou gaste wat jy eintlik as deel van jou tafeldekor probeer inkorporeer. Ons het bietjie koffie en marshmallows hier binne in 'n botteltjie. So vanaand as jy by die huis kom, kan jy basies net jou marshmallows en jou koffie uitgooi in 'n beker en lekker
warm koffie drink en die mooi herinneringe van die dag herroep. Maar ek kan nie wag vir die partytjie nie. En as mens so na die rangskikkings kyk, kan mens verstaan hoekom Bloemfontein eens bekend gestaan het as Blommefontein. Maar nou gaan hy nou eers kuier by 'n ander inspirerende roos van die stad. 'n Wêreldwye inspirasie uit Bloemfontein is Cherie Breinhart. Sy is die eerste student met Down-sindroom wat by die Tegniese College op Bloemfontein 'n tersiêre kwalifikasie ontvang het. Sy is deesdae 'n assistent-onderwyser en is 'n internasionale motiveringsspreker. Cherie, ek het hierdie CV gelees en daar's baie min vrouens van jou ouderdom wat met soveel prestasies en eerstes kan spog. Wat het jou gemotiveer om die sogenaamde onmoontlike reg te kry? Ek het definitief my gesin, dat my sussie my aanvaar het soos wat ek is, en my ander sussie ook. Hulle het my aanvaar soos wat ek is, en my ma het my ook aanvaar soos wat ek is. Ek weet nie wat vir ek sonder haar gemaak het nie, so ek gaan regtig sê, my ma is my beste vriendin. Ek weet, ek het Down-sindroom, ek weet ek is stadig in alle opsigte. Ek het nie moed opgegee nie. Ek kan net vir die Here dankie sê dat hy my gemaak het presies soos hy het, 'n persoon met Down-sindroom. En ek wil graag vir jou wys wat ek al in my lewe bereik het. Cherie het al vir Oprah Winfrey ontmoet, in 'n sepie gespeel en meer as 400 toesprake gelewer in onder meer New York, Brittanje en Indië. Wow. Ek dink jou CV is lank, maar al hierdie media teen die mure. En kry Down-sindroom internasionaal het my gevra om ambassadeur te wees vir alle persone met Down-sindroom in die wêreld. Vertel my 'n bietjie meer van jou werk as 'n juffrou. Ek is 'n assistent in 'n kleuterskool by Letty Forsie en dis 'n skool vir kinders met ook verskillende gestremthede. Daar is Down-sindroom en autistiese kinders. Dit is nogal baie harde werk om met autistiese kinders te werk, maar ek het ook 'n leerprobleem gehad op skool en ek weet waar hulle gaan. Mense kan hierdie nie mis nie. Wow, dis swaar. Ja, dit was my net so wonderlik geweest. Toe hulle my gekies het as vrou van die jaar, het ek amper deur die dak gespring. To each and every person with any kind of disability, this prize is for you. Daarmee saam is Cherie ook besig om voor te berei vir 'n verhoogstuk wat sy self geskryf het. Ek was altyd jaloers op jou, my hele lewe lank, weet jy dit? Kyk vir my, Libby, jy verstaan nie. Haar ma Suzette Breinhart het 'n groot aandeel in haar sukses en het geen moeite ontsien om seker te maak dat Cherie haar volle potensiaal bereik nie. Suzette, jy moet verskriklik trots wees op Cherie. Ek dink nie trots is vir my heeltemal die regte woord nie. Ek dink is meer verskriklik dankbaar. Trots voel vir my 'n mens het iets gedoen. Ek dink nie sy's geweldig geseën, maar ek dink sy's geseën om miskien 'n pad te loop wat sy loop, 'n pad van getuienis. Ek is dankbaar. Ek is verskriklik dankbaar dat die pad nie geloop het soos wat ek gehoor het hy kan loop toe sy gebore is nie. Watse raad en inspirasie kan jy aan ander ouers gee met kinders wat Down-sindroom het? Ek dink een van die goed wat nog vir my belangrik is hoor sê is 'n vreeslike swaar ding wanneer hierdie ou babatjies gebore word. En toe Cherie gebore is, het ek soveel goed gehoor wat eintlik so negatief was, maar wat ek proaktief besluit het, ek gaan nie vir my daarin vaskyk nie. Jy hoor die kind gaan net 'n verstandsouderdom van 7 jaar hê. Ek wil veral die ouers sê, dit is nie waar nie. Die kinders het nie net 'n verstandsouderdom van 7 nie en hulle is nie almal klone van mekaar nie en hulle gaan nie almal presies dieselfde wees nie. En die kindertjies wat nou klein is en wat nou opgroei, gaan baie ouliker wees as wat Cherie is, want hulle het baie meer geleenthede vandag. Jy gaan 'n pad loop wat jy nie weet nie. Jy gaan leer wat jy nie wou geleer het nie, maar jy gaan so groei. Cherie en Suzette werk tans saam met die skrywer Marita Martens aan 'n boek geïnspireer deur haar merkwaardige mylpale. Kan ek julle in die rede val? O, met plesier. Marita, sê vir my, wat is dit van Cherie se storie wat jou geraak het? Ek dink nie ek het hoegenaamd gekry wat ek verwag het en dat dit my so sou raak nie. Hoe langer ek met Cherie saamgewerk het, hoe meer het ek besef hier is twee merkwaardige dinge aan die gang. Die eerste merkwaardige ding is dat ek persoonlik vir die eerste keer in die denksysteem van 'n persoon met werklike volskaalse Down-sindroom ingegaan het. Ek het ontdek hoe iemand met Down-sindroom dink en die werklikheid en die lewe sien.
wat is die emosies en hoe baie die emosies ooreenstem met die van mense sonder Down-sindroom. Maar ek het ook ontdek hoe diep die verlangens en die begeertes is wat ons gewoonlik nie besef by mense met Down-sindroom leef nie. So Cherie tereg in die boek sê, baie van ons het slegte omstandighede, maar dit wat 'n mens doen met jou omstandighede is wat jou geluk bepaal. Na die breek kuier ons saam met die jong Bloemfontein se sanger Brendan Piper en ons maak kos uit die boonste rakke. Basella kuier in Bloemfontein, die grootworddorp en tuiste van die sanger Brendan Piper. Stop, wacht, bly nog 'n bietjie stywer, vas wil ek jou langer hou. Sal jy wag vir my, kyk na my, by my bly. Stop, wacht, bly nog 'n bietjie. Die titelsnit van sy debuutalbum Stop, wag, bly nog 'n bietjie bly 'n groot treffer, terwyl sy opvolgtreffer Tafelberg vir 2 net so gewild is. Kyk, Brendan, jy is 19 jaar oud en jy het reeds so groot naam gemaak. Dit klink soos die perfekte voorbeeld van oornag sukses. Kyk, omdat ek 19 jaar oud is, dink mense dat dit oornag gebeur het en dit is nie eintlik so nie. Het eintlik 'n huge aanloop gehad. Nou waar het dit begin? Dit actually begin toe ek 5 jaar oud was, toe my oupa vir my 'n gitaar gekoop het vir Kersfees en my ooms het vir my eerste paar drukke geleer op 'n gitaar. En dit was maar my begin gewees. En toe ek omtrent 13 jaar oud is, toe trek ons Bloemfontein toe. En hierso by hierdie kerk het alles begin vir my. Na sy audisie was hy amptelik die kerk se gitaarspeler en binne 'n jaar leier van die jeugorkes. Die oud-leerling van hoërskool Jim Forsier skryf sy eie liedjies, luister graag boeremusiek en is ook 'n krangige rugbyspeler. Wel, Brendan, sien dat ons by die skool is, moet ek die vraag vra. Sport of akademie? Sport. Ek was glad nie lief vir leer gewees op skool nie. So definitief sport. Ek het rugby gespeel op skool en ek was 'n binnesenter gewees en ek het 'n groot liefde daarvoor. Kyk, as ek terugdink aan my skool daar, het die rugbymanne nie so 'n bietjie gespot oor jou musiek nie. Ek weet 'n bietjie van al twee. Op die rugbytoere, as dit lekker gegaan het, het ek musiek gemaak en hulle het saam gesing. Op die rugbyveld as ons fiksheid gedoen het, het ek maar 'n bietjie kritiek gekry. Maar jy weet, dis maar een van daai dinge. Maar nou eers tyd om Brendan se ouers en jonger suster Elisna by sy ouerhuis te ontmoet. Ek het 'n bietjie vir Paul net gaan wys waar alles begin het. Al die stoutighede in die plekke waar jy... Jy sien, nee, hy het nie. Ek wil juist hoor, was hy 'n stoute laaitjie geweest? Nee, toe hulle klein was, ja, definitief. Daar was maar, hy het 'n pel gehad in Gordons Bay en hulle het maar baie stoute goedjies gedoen. Maar toe hy groot begin word, moet ek vir jou sê, hy was baie bestendig. Ag, hy was eintlik maar 'n soet kind. Ja, gelukkig. Hoe voel jy oor die feit dat hy musiek as 'n loopbaan gekies het? Baie trots in die eerste plek omdat hy nou redelike sukses begin behaal het met sy musiekloopbaan, so ons is uiters trots daarop. Ja. Baie trots. Ek meen, dis vir my partykeer 'n kruikie knop in my keel as ek my kind op TV sien. Ek het nie gedink ons gaan hom ooit sien groot verhoog nie, jy weet. Dit is baie groot trots. En Elisma, kyk, hy's nog steeds maar daai irriterende ou boereboetie wat almal nou maar het, jy weet, maar ek kyk op na sy sukses en ek kyk op na sy harde werk wat hy in dit gesit het. So ek sien hom bietjie anders, maar nee eintlik nie. maar ek verstaan jy het ook nogal sangtalent. Ja, ag, dit hom maar in die familie, jy weet. Almal sing nou maar, gryp 'n gitaar en join in, jy weet. Maar dis niks ernstigs nie. Nou kom ons doen 'n bietjie vir hulle ietsie. Okay. She's a good girl. She loves her mama, loves Jesus, and America too. She's a good girl, crazy about Elvis, loves horses, and a boyfriend too, and I'm free, free falling. Terwyl Paul verder saam met die Pypers kuier, skuif Hainu saam met Renet Fourie agter die kospotte in. Sy het in 2000 die Olive Chef Skool in Bloemfontein begin en berei vandag vir ons 'n feesmaal voor. Vis is altyd lekker vir 'n voorgereg want dit is lig.
Ja. Hierdie is eintlik 'n psalmverhaal wat ons gebruik en dit kom uit die riviere uit, net die ander kant Bloemfontein. So wat gaan jy hiermee doen? Wel, ek gaan dit vandag gravelax. So wat ek gaan doen daarmee is ons gaan grove sout vat en dan gaan ons 'n grove sout meng met 'n bietjie peper, selery en fennel en dan natuurlik 'n bietjie net om seker te maak dat hy liquid in het, gaan ons gin ingooi. Gin? Ja, jy hoef nie te wag tot môre toe nie. Ek het al reeds ingemaak gister. Lekker. So wat doen ons nou hiermee? Ons gaan dit nou op 'n bord sit en dan as jy dit vir my baie versigtig optel en in die middel neersit. Renet gebruik onder meer beetsous, vye, die vinkel se onderkant en opgerolde murgpampoenreepies om die bord in 'n japtrap te garneer. Volgende kom sit een van haar sterstudente, Lekgema, wat selfs al in New York kos gemaak het, handby. What we have here is a springbok shank with a bulgur wheat salad and green vegetables. Hoe sluit jy Bloemfontein? Hey, ek sluit so na Bloemfontein. So tell me about New York. Yeah, New York was a wonderful experience for me actually. It changed my life. As ek so na die bestanddele kyk, gaan ons nagereg maak. Ha, you clever. Ha. And turkey is a French chocolate tart. Otomka sweet crust pastry, simple sweet crust pastry, and you're gonna press it into the mold. Okay. And then otomka pampiriao, go blind bake kakayon. Then otomka rice yao with selekauti. And now we're gonna leave that in the oven for 12 to 15 minutes. What we're gonna start with here is a chocolate ganache. Op die stoof begin jy met jou room, waarna jy die sjokolade stadig bysmelt. Voeg daarna botter, kaneel, vanilje en 'n knippie sout by terwyl jy aanhou roer. So, alles meltile, dit sit fela ka sela gelatine yak. Kupon twise fela moet. Nadat die gelatine deeglik ingewerk is, skep jy die mengsel bo op die kors voordat dit vir 4 tot 6 ure yskas toe gaan. En Kyo, chocolate tart. Wow. Lyk baie lekker. Ek kan nie wag om dit te proe nie. Canara plate. Asseblief. Lekgema gebruik onder meer vars vye, skuimpies en vrugte en neutkoekies of sogenaamde florentyntjies om die meesterstuk af te rond. Ujamona tianu, kiatsamaya kia restauranti. Klauwe. Tamaantle. Miskien moet ek 'n bietjie selfbeheersing toepas en die beste hou vir later. Gelukkig hoef hy nou nie vir te lank geduldig te wees nie, want die Pasella partytjie in Bloemfontein is gereed om volstoom te begin. Hoorie maar, hoe sal julle Bloemfontein opsom? Vir my is Bloemfontein 'n wonderlike plek omdat mense vriendelik en behulpsaam is, maar daar's mense wat ook nie mooi kan bestuur nie. Bloemfontein is vir my 50% stad, 50% platteland en hulle het verseker die mooiste rose en ek praat nie van die plant nie. Ek stem saam met jou. Bloemfontein het definitief nie 'n tekort aan pragtige, inspirerende rose nie. En daarom ook 'n paar danige dorings. Nou, goed gesê. Maar ongelukkig is dit nou tyd vir ons om te groet tot volgende week. Hoewel ek dink, Brendan, jy kan vir ons nog so 'n ou laaste bederfie gee. Bly nog 'n bietjie stywer vas, wil ek jou langer hou. Sal jy wag vir my, kyk na my, by my bly stop. Wag, bly nog 'n bietjie, jy het al klaar my hart gesteel vir jou. Sal jy wag vir my, kyk na my, by my bly, dis so maak.